Hallo en welkom by hierdie week se weeklikse gebeure. Nou ek is seker laat by hierdie partytjie, maar ek is wel bly om te sien dat Charlize Theron se 44 Afrikaanssprekendes is gevind en jy kan dit nou jy kan dit nie glo nie. Hulle is almal wel af en hulle is toevallig almal goed geleerde mense en hulle is saam op 'n WhatsApp groep. In hierdie groep het hulle bespreek dat dit is nou sommer nonsens dat hulle as refugees beskou word deur Amerika en dat daar's verkeerde inligting wat vir die wêreld gevoer word oor hoe dit is om wit en Afrikaans te wees hier in Suid-Afrika. Nou ek is 'n klein bietjie sarkasties as jy dit nie agtergekom het nie, maar daar was wel 44 wit Afrikaanse mense op 'n WhatsApp groep en hulle is moeg vir die arme wit mense propaganda wat vir die wêreld vertel word. Nou een van hulle het ook sommer 'n oop brief aan die media geskryf waarin sy sê dat dit maklik en lekker is om in Suid-Afrika te lewe, veral as jy wit is, dat die wit mense moet ophou moan daaroor en 'n bietjie skouer in die wiel sit en met 'n positiewe uitkyk om die dinge in ons land te help verbeter en ook sommer dan ook onsself te verbeter, 'n beter mentaliteit te begin kry oor hoe dit is om wit en 'n boer te wees hier in Suid-Afrika. Nou Kali Kriel het 'n paar gesprekke al gehou met mense en hy het bewyse wat hy sê dat hierdie vrou het gewerk vir die Suid-Afrikaanse Intelligensiediens voorheen en hy glo vas dat sy dalk nog steeds vir hulle werk en sy was uitgevang in 'n leuen ook hieroor. Nou klink hierdie dalk vir jou asof dit 'n politieke plooi was, hierdie oop brief aan die media? En dan ook hierdie vrou wou hierdie idee, dis deel van die leen waarmee sy uitgevang was. Die vrou wou hierdie amperlik sê hierdie propaganda half eers op die internasionale nuusagentskappe probeer afsmeer het. En lyk my nie dit het toe uitgewerk het, toe word dit maar hier op 'n Nuus24 en hierdie tipe nuusagentskappe toegeplaas. Maar ja, klink dit vir jou soos 'n politieke plooi eerder as wat dit 'n werklike uit jou hart uit deur normale mense oop brief is? Ek weet aan watter kant ek van daai idee staan. Nou kom ons dink vir een oomblik dat ons land se regerende party werklik omgegee het vir alle mense, maak nie saak of dit gaan oor jou velkleur, jou geloof of jou finansies nie. Hulle is teen die uitwissing van mense in hulle eie land en het so ver gegaan om Israel na die wêreldhof toe te vat vir dit wat hulle in Gaza doen teen die Palestynë. Maar hoekom doen hulle dit nie vir die Soedanese mense nie? Mense tog van Afrika. Mense wat 'n bietjie meer as 'n week se tyd meer mense daar doodgemaak is en gesterf het as sover die getal wat gesterf het tussen Israel en Gaza. Nou ek is nie spesifiek vir of teen enige van hierdie konflikte nie, maar dit is net 'n bewys oor hoe ruggraatloos hulle werklik is. Hulle sal nie optree as iets nie regtig waar hulle self bevoordeel nie, veral nie as dit finansiëel is nie. Hoekom hoor ons nie in die media dat hulle uitlaat teenoor dit en sê dit is nie reg nie? Hoekom is daar nie sprake dat hulle dan nou hierdie mense gaan ook wêreldhof toe vat vir wat besig is om te gebeur daar in Sudan nie? Dit klink net nie vir my asof, soos ek weer eens sê, enige ruggraat het en by jou is vaste standpunte wat jy het in die lewe kan bly staan nie. Jy val maar rond, soos wat die geldjies jou lei, is meer vir my hoe dit is. Dan besef julle dat ons nasionale Air Traffic Navigation Services nie hulle opgraderings gedoen het nie oor die jare lank nie. Nou net soos baie ander van ons infrastrukture ook nooit opgegradeer was en in stand gehou was in ons pragtige land nie. Die gespesialiseerde personeel wat werk by die Air Traffic and Navigation Services het al land uitgevlug oor die jare lank na meer lande toe wat beter betaal, beter na hulle mense kyk. Dis 'n baie gespesialiseerde tipe werk en dit maak dat ons in 'n groot penarie sit as dit kom by lugvaart en die lugvaartdienste hier in Suid-Afrika. Dis nie net ons eie lugvaartmaatskappye wat hieronder gaan ly nie. Dis alle lugvaart in Suid-Afrika wat 'n groot knou gaan kry.
Dink vir jouself as jy met Emirates Airlines van Londen af kom vlieg en hulle sê vir jou, ons is jammer, jy kan nie by OR Tambo op hierdie stadium land nie, daar's tegniese probleme. Ons lugtorings of vlugtorings kan jou nie regtig waar bystaan nie. Of nog beter, hulle sê vir jou, weet jy wat, vat die kans om te land. Ons glo in jou. Ons glo jy as die vlieënier van hierdie wat mense se lewens in jou hande het. Jy het genoeg kennis en jy's goed genoeg om die vliegtuig te kan land, maar op jou eie, want ons vlugtoring by amper sê ek by die hawe, by die lughawe, kan jy ongelukkig nie bystaan nie. Ons is nie opgegradeer en meer opgewasse om dit regtig waar te kan doen nie. Ja, nee, wat is ons land se antwoord op hierdie panarrie waarin ons sit met ons lugvaart? Wel, hulle sê net hulle gaan die gespesialiseerde mense, gespesialiseerde personeel weer terugroep na Suid-Afrika toe. Maar hoekom as jy so 'n gespesialiseerde persoon is, hoekom sal jy terugkeer na Suid-Afrika toe? Hoekom sal jy weer lang ure kom werk, minder betaal word en ook nie jou oortyd kry nie? Hoekom sal daar teen jou velkleur gediskrimineer word as jy so 'n gespesialiseerde pos het? Ai, ek dink dan nie dit gaan gebeur nie. Natuurlik gaan ons toerismebedryf baie onder dit ly. Nou oor na 'n bietjie internasionale nuus. Van die Russiese vloot het in die Karibiese waters naby Venezuela opgedaag. Nou dis nie net vir oefensessies hou nie. Dis duidelik as jy tussen die lyne kan lees wat maak Rusland se vloot daar. Rusland sê baie duidelik vir Amerika dat hulle nonsens teenoor Venezuela moet stop. En as hulle dalk daaraan gaan dink om weer 'n regime change te gaan laat plaasvind, dan gaan dit nie so maklik wees nie. Ek dink Amerika dalk nou 'n bietjie meer afgebyt is wat hulle kan sluk. Nou Amerika en NATO is al vir jare lank besig om vir Rusland 'n pit te druk met die uitbreiding van NATO na lande toe wat al hoe nader aan Rusland se grense is. Jy ken die sê ding wat sê don't poke the bear. Ek dink Rusland is besig om te wys wat gebeur as jy dit doen en wat hulle sal doen om hulle bondgenote te beskerm teen die boelies van die weste. Onthou, alles gaan oor geld en mag. Nou Venezuela sit met die grootste olievelde in die wêreld op die oomblik. Dit is waar geld en mag is. Nou die rooikop stiefkinders van die wêreld is besig om saam te staan. Dis nou Rusland, China, Iran, Venezuela, India en sover. En ek dink die populêre kinders van die skool, jy weet, die weste lande van die wêreld se broeke is besig om te bewe. Kom ons kyk hoe gaan dinge verder ontvou daarmee. Van my kant af, dankie vir die saamkyk. Ek hoop julle het dit geniet. Onthou, share, like, skryf 'n kommentaar. Ons het lekker kommentare in die laaste video gekry. Ons geniet dit om dit deur te gaan en te lees en ons probeer verbeter waar ons kan. Van my kant af, mooi loop.